Welkom by Skepingsdoel 5, breinvermoëns. Gaan lees gerus Romeine 12. Spreuke 9 vers 2 sê, selfs die ywer is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig met die voete trap, mis. Ywer sonder kennis is baie gevaarlik. Dit maak jou oorhaastig, so jy kan struikel en jou teiken mis. Daarom is dit belangrik om elke stap sorgvuldig te volg en seker te maak hy is afgewandel voordat jy na die volgende een beweeg. Gebruik jou breinvermoëns om jou ywer in aksie te bring en jou ervaring of godsbelewing te orden. Gebruik breinvermoëns om kennis te versamel en om jou gedagtes te orden sodat jy die volle opdrag, openbaring en dies meer van God kan ontvang. Dinge wat jou kan keer, soos jy kan voel jy's nie goed genoeg nie. Jy het vrees vir verwerping. Jy dink jy's net te besig. Wat gaan ander van my dink? Ek wil eers hê, dan sal ek vir God werk. Dit werk nie so nie. Be who I made you, then you will get and be happy. Bring ek my kant vir God? Onthou, jy is die argitek van jou eie lewe. As jy die bygaande notas in die comments uitgedruk het, sal jy nou die verskillende breinvermoëns voor jou hê. Gaan lees gerus daai teksverse, sou jy voel jy wil meer daaroor weet. Die linguistiese intelligensie of verbale intelligensie stel jou in staat om te kan lees. Jy praat graag, vra en praat soms met jouself. Jy lees en skryf en dink in taal. Dis gewoonlik sprekers. Wiskundige intelligensie bring lig in syfers en nommers. Dit orden al die inligting wat 'n mens kry en dit help jou om dinge te laat sin maak. Hierdie persoon hou gewoonlik van prosesse en organiseer. Wiskunde en logiese goed is vir hulle baie belangrik en hulle geniet dit. Visuele ruimtelike intelligensie, dis mense wat prentjies gee oor alles. Hulle hou daarvan om inligting in 'n prentjie te omskep ook. Hulle skilder graag en is gewoonlik besig met beeldende kuns. Prentjies help hulle om in geloof te staan. Musikale intelligensie wys harmonie en disharmonie. So hulle kan dit maklik aanvoel. Is iets in botsing met God of in vloei met God? Hulle het 'n lekker sin vir humor. Hulle linker en regterbrein werk saam en hulle leer goed deur rympies en ritme. Interpersoonlike intelligensie maak inligting bymekaar deur hoe mense voel. Hulle kan onderskei tussen emosie en intensie. Hulle hou van interaksie en is baie sensitief wat mense voel en dink. Hulle is goed met persoonlike probleme en om dit uit te sorteer. Hulle kan nogal mense verdra. Hulle hou van spansport en is meestal leraars, onderwysers of terapeute. Jou intrapersoonlike intelligensie is inligting wat in jou binneste uitkom. Dis godsbewustheid wat jy voel, want jy is gelei deur die Heilige Gees met vrede of ontevrede oor 'n situasie. Hulle ken gewoonlik self die antwoord en verkies om alleen te wees. Hulle pyns baie. Hulle aanvaar hulle self. Hulle is denkers en terapeute. Liggaamlike intelligensie, dit is wat jy van God ervaar en dit in aksie verander. Dis mense wat nie kan lank stil sit nie. Hulle is handig, hulle werk goed met hande en is prakties. Hulle doen naaldwerk, metaalwerk, dans en sport, werktuigkundiges. Naturalistiese intelligensie is inligting deur die natuur in te bring oor God.
Hulle hou baie van plante en diere, dis vir hulle baie belangrik. Hulle hou van tuinmaak en vang vis. So hulle leer goed en neem kennis in via die natuur. Hulle is lief vir die diere, dit is jou boere, botanikuste en natuurbewaarders. Nou, jy is nie net een van hierdie nie. Jy leer goed op verskillende maniere en party mense gebruik al die breinvermoëns, anders gebruik net sekeres daarvan. Maar jy het nodig om stil te word, skoon te maak by God, lê jou gedagtes neer, lê jou seer neer, raak godsbewus en hoor by hom, wat is jou sterkste en dominantste breinvermoë? En dit is iets wat elkeen op sy eie moet doen. Ek dink, meeste van ons weet dalk sommer maklik, hoorie, maar ek hou van wiskunde, of ek hou van prentjies, of ek hou van die natuur. Maar gaan gerus daardeur en kyk, maak notas by wat is vir jou belangrik en hoe jy inligting inneem. Onthou, ons kan alles gebruik om inligting in te neem, maar daar moet 'n paar wees wat sterker is, want jy gaan dit nodig kry in jou skepingsdoel en om alles mooi te organiseer. Jy kan ook hierdie breinvermoëns gebruik om skrifgedeeltes ten volle te verstaan. Kom ons kyk sommer na Psalm 23. As ek hom deurlees, dit is die Here is my herder, daai Psalm, dan kyk ons, wat sien ek verbaal? Wat is die woorde? En dan kom dit by my op, die herder wat niks sal